Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Heilige Gees, Ruach HaKodes, plaas 'n koolvuur op my lippe, sou ek spreek enige iets wat nie suiwer uit die Ruach asem, die Bybel, kom nie. Man en vrou van God, luisteraar, ek bring vir u 'n teaching, en die tema van my teaching, God, my rots, Yahweh Suri, in Hebreëus. Kom ons kyk na die tekstuur en die beskryf hoe 'n rots voel. Soos glad, hobbelrig, grof of korrelrig, wat afhang van die grootte en rangskikking van sy mineraalkorrels. Gesteentes is natuurlik voorkomende, soliede en nie lewende aardse materiale wat uit een of meer minerale of mineraloïde bestaan. Geoloë klassifiseer, identifiseer hulle op grond van kleur, die mees onmiddellik waarneembare kenmerke, hoewel dit kan wissel as gevolg van mineraalontsuiverhede en chemiese reaksies. Iets net so kortliks oor 'n rots. Wat beteken dit dat God ons rots in die Bybel is? Die psalms verwys gereeld na God as 'n rots. Hierdie beeld beklemtoon eerstens God se krag. 'n groot rots is solied en sterk, net soos die Here. Dis kan 'n rots sekuriteit, 'n vesting en plek van beskerming bied. Psalm 18 vers 2. Jy kan op 'n rots wegkruip wanneer jy deur vyande agtervolg word. God as 'n rots. Dwars deur die Ou Testament word God gereeld die rots, Suri, soos ek reeds gesê het in Hebreëus, genoem, om sy krag, getrouheid en beskerming te beklemtoon. God word ongeveer 30 tot 35 keer in die Bybel as 'n rots of die rots na verwys. Afhangende van die presiese vertaling en of jy gevalle insluit waar die woord as 'n formele titel met 'n hoofletter geskryf word. In die Bybel simboliseer 'n rots hoofsaaklik krag, toevlug en 'n onwankelbare fundament. Metafories word dit gebruik om die onveranderlike aard van God, die identiteit van Jesus Christus en 'n lewe wat veilig gebou is op geloof en gehoorsaamheid te beskryf. Die spesifieke Bybelse betekenis en simboliek van 'n rots sluit in die geestelike rots in 1 Korintiërs 10 vers 4. Verwys die apostel Paulus na die wonderbaarlike watergewende rots in die woestyn as 'n simbool van Christus en sê, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat hulle vergesel het, en die rots was Christus.
onwankelbare krag, beskerming. In die Psalms verwys koning Dawid gereeld na God as sy rots en vesting en beklemtoon God as 'n onwrikbare vesting wat gelowiges van hul vyand en vrese verlos. Getrouheid en onveranderlikheid. Omdat 'n rots solied en blywend is, kommunikeer die metafoor dat God se karakter nooit verander nie. Anders as menslike omstandighede, bly hy heeltemal betroubaar en standvastig soos 'n rots. Mense kon fisies bo op groot rotse wegkruip om vyande of strawwe weer te ontsnap. God, Hashem, is 'n geestelike vesting en verdediging. Moses verklaar in Deuteronomium 32 vers 4, hy is die rots, sy werke is volmaak en al sy weë is regverdig. Jesus Christus as die rots. In die Nuwe Testament word die rots metafoor uitgebrei en direk op Jesus toegepas. In die Bybel is die rots een van die kragtigste metafore wat verwys na God en in die Nuwe Testament spesifiek Jesus Christus. Dit simboliseer God se standvastigheid, onveranderlikheid, betroubaarheid en beskerming. Onveranderlikheid, 'n rots solied en blywend, is kommunikeer die motiveer dat God se karakter nooit verander nie. Ons het dit reeds gesê. Anders as menslike omstandighede, bly hy heeltemal betroubaar en standvastig. Begeer God vir sy standvastigheid, betroubaarheid en die rots, geestelike rots. Die fondasie van die kerk in Matteus 16 vers 18 sê Jesus vir die disippels, Petrus, wie se naam letterlik rots of klip beteken. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Terwyl geleerdes debatteer of die rots verwys na Petrus se geloofsbelijdenis of Petrus self, dui dit universeel op die fundamentele waarheid van Jesus as die Messias. Die bron van lewe tydens die Exodus beveel God Moses om 'n rots te slaan om water te bring vir die dorstige Israeliete in die woestyn. Exodus 17 vers 6. Die apostel Paulus interpreteer later hierdie wonderbaarlike rots as 'n tipe van Christus, wat geestelike lewe aan die mense verskaf. Lewende water. Lewende water soos die vrou kom na die put om water te skep. En daar vind sy Jesus, die water van lewe, ewige lewe, die water wat uit 'n rots nooit mense weer dors maak nie. Die fundament van die lewe in die Nuwe Testament gebruik Jesus hierdie metafoor in die gelykenis van die twee bouers.
en leer dat diegene wat sy woorde hoor en beoefen soos 'n wyse man is, wat sy huis op 'n rots gebou het. Wanneer die storms van die lewe kom, staan hulle geloof vas. Die gelykenis van die twee bouers in Matteus 7 en Lukas 6 kontrasteer Jesus 'n wyse man wat sy huis op 'n rots bou met 'n dwaase man wat op sand bou. Die rots verteenwoordig ware begrip en gehoorsaamheid aan sy leringe, wat geestelike stabiliteit deur die storms van die lewe bied. Die mens wat sy lewe op die wêreld, op sand, op verganklikheid bou, sal soos mis verdwyn, en die rots en die huis daarop sal bly staan. 'n Geestelike anker. Die apostel Paulus verwys in 1 Korintiërs 10 vers 4 na Christus as die geestelike rots, wat die Israeliete in die woestyn gevolg het en lewende water voorsien het. Wanneer hulle dors geraak het, het hy voorsien van water. Wanneer hulle honger geraak het, het hy voorsien van manna. Hy het versorg. Hy is onveranderlik. Hy was betroubaar en getrou en altyd daar. Die rots waarop ons geloof en huis het bou. Dit dui daarop dat God die ewige bron van geestelike onderhoud is. Reg deur die skrif word fisiese rotse en altare as monumente gestapel, bekend as Ebenezers, klippe van hulp. Is hierdie opgerig om fisies 'n spesifieke plek te merk waar God 'n wonderwerk gedoen het, 'n geveg gewen het of 'n verbond gesluit het, om te verseker dat die gebeurtenis nie deur die toekomstige geslagte vergeet sou word nie. By die plek waar die Israeliete gekom het in Mara en die water was bitter, hulle het gemurmureer, hulle kan dit nie drink nie, het God daardie water drinkbaar gemaak en moes gebou 'n altaar vir die almal in die toekoms om te onthou. En hy het dit gedoen. 'n veilige skuilplek in die Ou Testament is 'n rots, 'n hoë, onbereikbare plek waar 'n mens veilig is teen gevare en vyande, soos in Psalm 18 vers 3 uitgelig word. Onwrikbare betroubaarheid. God is soos 'n rots, omdat hy nooit verander nie, altyd getrou is en 'n vaste fondament bied in tye van storms. Deuteronomium 32 vers 4. Die rots is Christus. In die Nuwe Testament word die metafoor direk aan Jesus gekoppel. Hy is die hoeksteen en die geestelike rots wat die kerk dra en waaruit gelowiges lewende water ontvang. Onder andere in 1 Korintiërs 10 vers 4 en Matteus 16 vers 18. Geliefde luisteraar, man en vrou van God, daar is ook 'n struikelsteen
In gedeeltes soos Jesaja 8:14 en Romeine 9:32 kan 'n rots 'n hindernis wees. Luister mooi, moet nie verkeerd verstaan nie. Jesus word beskryf as 'n klip wat mense laat struikel. Let wel vir diegene wat sy boodskap verwerp en nie in hom glo nie, is 'n wankelende rots wat sal val en in mekaar stort. As jy nie na hom luister en in hom glo en in hom volg en hom aanbid nie en hom liefhet nie en hom loof en prys nie, is jy maar 'n verkrummelende rots. Valse afgode, omgekeerd omdat heidene kulture dikwels afgode uit klip gekerf het of heilige klippe aanbid het, waarsku die Bybel soms teen die heilige klippe as simbole van afgoderry en valse gode nie. Nee, eina, ons buig ons hoof voor een God, die drie-enige almagtige God, Vader, Seun, Heilige Gees, en geen rots, sement, beton, struktuur nie. Nee, dit is 'n aardse rots, verganklik, vernietigend, verbygaande aard. Maar ons geestelike rots, Yahweh, Elohim, Suri, is ons ewige, standvastige rots met 'n gleuf, 'n skuilplek. The cliff of the rock. The cliff of the rock. En dit bring my by my slotsom. Daar is goed so sonde wat ons van God kan skei. Maar daar is ook 'n plek waar ons onsself in die regte stand met hom kan vind. Waar sy teenwoordigheid werklik, miskien amper tasbaar kan wees. Daar is 'n plek vir jou en my met God. Halleluja, daar is 'n plek vir die ewige, standvastige, heilige, kadosh, rots. Eksodus 33 vers 21 tot 23, ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Ek sê weer, hy is almagtig, heilig, grote Gees. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig nie gesien word nie. Tot met die dag voor die regterstoel, met die groot oordeel. In 'n wêreld waar daar soveel negativiteit, boosheid en wanhoop is, wil die Here homself 'n realiteit vir ons maak, sodat ons alles vanuit 'n ander perspektief sien. Daar is nog 'n liedjie met die volgende woorde: Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Kadosh, kadosh, kadosh.
Die Here is jou veilige spasie. Hy sal jou in die skeur van die rots stel en jou met sy hand oordek. The cleft of the rock. Daar is 'n tyd in ons lewens wanneer ons die beskerming en die hand van God baie nodig het om in ons lewens aanwesig te wees. In hierdie vers sien ons hoe God vir Moses van die rots waarop hy gestaan het, afgehaal het en hom in die skeur, in die klef van die rok geplaas het. 'n Skeur in 'n rots verteenwoordig 'n plek waar die rots gesplete is of oopgebreek het, sodat daar 'n plek is waarin jy kan ingaan wanneer jy beskerming en veilig wees. Dit is hier die plek van skuiling, waar God ons 'n gevoel van veiligheid en beskerming kan gee, sodat ons op God se goedheid en teenwoordigheid in ons lewens kan fokus. Prins en prinses van Jahwe Elohim, luisteraar, man en vrou van God, jou secret place, jou altaar, waar jou talit jou hoof mee bedek, in skuiling in die vroeë oggendure, wanneer jy kommunikeer met Joshua Messia, Rabboni, ons meester. In stilte sal hy sy hand om jou plaas en jou beskerm, terwyl jy en hy kommunikeer. Ons kommunikasie, die bloed van die lam en die roogasem, ons enige hoop tot 'n ewige lewe. Ontvang die seën van die Here in Hebreëus, Yahweh Adonai Vishmarecha, Yahweh Adonai Vichaneka, Yeso Adonai Panevelecha, Viasem Lecha, Shalom, Shalom, vrede. Shema Gadol Elohai, how great is our Lord, the rock of our life. Yahweh Elohim, Joshua Messiah. Amen and amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see. Yes, God. Oh, 'cause I want to see. Come on, can we pray that this morning? Can we open our hearts? Oh, open the eyes of my heart, Lord. Would you open the eyes of my heart? 'Cause I want to see. Yes, I want to see. I want to see him high and lifted up. To see you high and lifted up. Oh, shining in the light of your glory. Would you pour out your power and love as we sing? Let's sing that again. High and lifted up. Let's sing high and lifted up. To see you high and lifted up. Oh, shining in the light of your glory. Come and pour out your power and love as we sing. When we sing holy, we sing holy, holy, holy. You are holy, 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 and I want to see. Come on, we sing He's holy this morning.
'Cause you are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy. Come on, we lift it up. There is no one like our God. I want to see. Come on, lift it up. He's holy. We join with David this morning. You are holy, holy. Yes, you are. You are holy. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are holy, holy, holy. I want to see. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see. Holy, you are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. And I want to see. And I want to see.